Welkom. Het jy al ooit gewonder wat die top 0,1% van die wêreld anders doen as die res van ons? Ons praat nie van miljoene nie, ons praat van miljarde. Vandag deel ons die absolute kernlesse wat ons geleer het by van die wêreld se mees suksesvolle en rykste entrepreneurs. Maak gereed, want hierdie gaan jou manier van dink heeltemal verander. Kom ons begin by die harde waarheid. Die skoolstelsel leer ons om werknemers te wees, om ons kosbaarste en mees beperkte hulpbron van ons tyd vir 'n salaris te verkoop. Maar in die regte wêreld is die reëls anders. 1 miljarder het dit perfek opgesom. Dit is dikwels die C-studente wat die wêreld reël, terwyl die A-studente soos dokters en rekenmeesters uiteindelik vir hulle werk. Die geheim? Ryk mense moenie die slimste in die wêreld wees nie. Hulle delegeer en huur eenvoudig mense in wat slimmer as hulle is. As jy ryk wil word, moet jy ophou vrees vir mislukking. Een entrepreneur wat 'n maatskappy vir 250 miljoen verkoop het, sê: as jy nie bereid is om die gaping te slaan nie, gaan jy nie die doellyn sien nie. En raak ontslaaf van daardie plan B. Om 'n plan B te hê, neem bloot jou fokus weg van jou plan A, om alles in te sit en te wen. Nou ek weet wat baie van julle dink. Ek is te jonk, of ek is reeds te oud. Luister mooi, rykdom het nie 'n ouderdomsbeperking nie. Terwyl sommige hul eerste miljoen in hul 20's gemaak het, deur dinge soos tegnologie of toepassings, het ander eers in hul 40's daardie mylpaal bereik. Een man was selfs haweloos en het eers op 52-jarige ouderdom miljarder geword. Vinnige geld hou byna nooit nie. Wees geduldig en bou jou rykdom stadig en bestendig. Maar hier is die groot waarskuwing vir vandag. Tegnologie en kunsmatige intelligensie is besig om alles oor te neem. As jy 'n besigheid wil bou of vergroot, moet jy KI gebruik. Slim entrepreneurs gebruik reeds KI om eentonige werk te outomatiseer, prototipes te bou en hul bemarking aan te dryf. As jy nie leer hoe om in hierdie tegnologie te belê nie, gaan jy agterbly. Maar as jy dink dat jy dalk die boot gemis het, omdat jy al 'n bietjie ouer is, dink weer. Kom ons kyk na die inspirerende verhaal van kolonel Harland Sanders. Hy was reeds 65 jaar oud toe hy die KFC in 1952 gestig het. Hy het eers na gewone aftree ouderdom sy franchise begin bou, deur sy resep te neem en van restaurant tot restaurant te loop om dit te bemark. Die belangrikste les hier is, sy grootste sukses het eers heel wat later in sy lewe gekom, en dit was eers in sy 70's dat KFC wêreldwyd ontplof het. Dit is nooit te laat nie. En dit bring my by 'n ander kragtige beginsel wat ons gereeld by hierdie hoë presteerders hoor, maar wat selde in besigheidskole bespreek word. Geloof. Hoor en oor getuig ryk en suksesvolle entrepreneurs dat hul geloof in God hul absolute anker en dryfkrag is. Moenie mense probeer behaag nie. 'n Skatryk sakevrou raai aan dat jy net hoef te probeer om God tevrede te stel, want mense gaan jou altyd kritiseer en kan nie eens hulself tevrede stel nie. Vind God se missie. As jy ware vreugde, geluk en vervulling wil hê, moet jy die probleme en geleenthede vind wat God op jou hart geplaas het om ander te dien. As jy net rykdom vir die geld najag, sal jy dit eintlik verloor. Vertrou op God se plan. 'n Belegger wat portefeuilles van miljarde bestuur, sê dat jy nie kan misluk as jy weet jy is besig met God se plan nie. Dit is 'n geestelike reis, en selfs as jy met God stoei, groei jy net dieper in jou geloof. Wees dankbaar. 'n Miljarder wat meer as 2 miljard in slegs 1 jaar gemaak het, glo dat mense hulself te veel op die skouer klop. Ware sukses beteken op jou knieë te gaan, elke aand te bid en God te bedank
vir die geleenthede op jou pad. Gee hom die eer. Selfs mense soos 'n voormalige NFL-ster wat die miljoene gemaak het, wys na elke oorwinning na bo en sê dat sy absolute sukses net aan Jesus Christus en sy geloof te danke is. Sukses is dus 'n reis van geduld, soos kolonel Sanders bewys het. Saam met 'n onwankelbare geloof en doelgerigtheid, vat hierdie week met jou saam en kom ons gaan bou iets groots. Ten slotte, rykdom gaan oor soveel meer as net 'n bankbalans. Om die mees suksesvolle weergawe van jouself te wees, beteken jy moet integriteit hê. Hou jou woord, want jou woord is die sterkste hefboom wat jy het. 'n Oud NFL-speler herinner ons daaraan dat die grootste tragedie in die lewe is om suksesvol te wees in dinge wat heeltemal nutteloos is. Vind jou doel. Los probleme vir ander mense op en leef 'n lewe sonder spyt. Moenie eendag op 80-jarige ouderdom wakker word en wens jy het daardie besigheidsidee probeer nie. Onthou die woorde van een van die wêreld se slimste vroulike entrepreneurs. Jy is onder geen verpligting om vandag dieselfde persoon te wees as wat jy gister was nie. Gaan, vat daardie kans, begin daardie besigheid.